Rentekoerse en inflasie kan weer styg met onsekerheid wat nou in die Midde-Ooste weer opvlam en oliepryse wat ook weer die hoogte inskiet. Maar wat gaan dit als beteken vir ons wisselkoers? Ek en Waldo gaan stel ondersoek in als in hierdie week se ekonomiese oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.43 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.76 teenoor die euro en op R11.53 teenoor Australiese dollar. Die Brent oliepryse skiet die hoogte in en staan tans op $88.36 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom Waldo. Dankie Johnny. Waldo, die onsekerheid oor die oorlog, oliepryse is op. Ons sien dit spoel nou oor moontlik inflasie, rentekoerse toe. Vertel ons 'n bietjie, wat sien jy nou? Johnny, interessante goed en twee stories. Daar is ouens wat sê die oorlog nou gaan eintlik oor die onderhandelinge wat ook aan die gang is. En die Iranese wat skiet is ouens binne die Revolutionary Guard wat wil hulle eie magspel binne in Iran speel. En dan staan Trump terug en dan sal maar 'n nuwe dinamiek. Ja. So moeilike goed om te pyl, jy weet, kan wie wil wat hê en wanneer gaan hulle rustig raak oor dit. Maar nuutste meningsopnames in die FSA wys hierdie oorlog is nou baie onpopulêr. Almal, die demokrate natuurlik, maar die republikeine ook is nie meer lus vir nog 'n lang oorlog nie. So ek dink die insentief vir president Trump om veral nou met mense wat begin doodgaan ook, nee, Amerikaanse soldate wat begin doodgaan. Nee, as jy slagoffers het en die verkiesing is al hoe nader om die draai, dan wil jy maar op 'n manier uitkom, maar dis nie maklik, dis nie duidelik, jy weet, wat sou 'n sinvolle uitkoms hier wees, behalwe om vir Iran meer te gee as wat hy gehad het voor die oorlog begin het nie. Ja, hulle mag tolgeld vra, hulle mag... of hulle kan nou al hulle gevriesde finansiële bates terugkry, hulle kan weer begin olie verkoop, dan moes jy eerder die oorlog gelos het, want jy het dit gehad. Maar aan die ander kant kan mens ook argumenteer, hulle die kernwapen risiko is baie laag as gevolg van die bombarderings wat plaasgevind het. So, miskien was dit die moeite werd. Jy sê die kernprogram jare terug en dan moet jy toegee op ander dinge. Hoorie maar, die midterm elections, Engels vir Amerika, so dit lyk dan, as jy nou noem, dit so onpopulêr, dat Trump die huis gaan verloor en al daai tipe goed, en dat dit amper groot probleem kan raak dan vir hom. Ek dink hy besef hy's onder druk. Hy wat so bietjie in sy guns werk as die laaste inflasiemetings daar was 'n effentjies laer. So ek dink daai lewenskoste druk storie is nie so kwaai op die oomblik nie, maar gee kans. Ons sien die oliepryse nou weer op $88. Interessante storie wat ander ouens vertel is, hulle sê dit gaan nie net oor die olie voorraad en prys nie, dit gaan ook oor raffinering en Oekraïne se aanvalle op Russiese raffinaderye maak eintlik daai kapasiteit minder en dis hoekom diesel duur is. In teenstelling nou met net die oliepryse, as jy nou na die prys van petrol en diesel gaan kyk, is die persentasieverhogings eintlik hoër as wat die verhogings in die olieprys was. So dis ook, maar dis iets wat dit het nou niks met die straat van Hormuz te doen nie. Ja, maar dit is ons het wel gesien dat diesel die hele tyd opgaan, of diesel baie skerper opgegaan het, en die Rusland, Oekraïne goed, wat nou baie groot effek op koring ook begin hê, want hulle begin nou skepe en hawens en daai tipe goed ook aanval. So as jy sê dit het nou nog effek op hoër brandstof en veral dan nou diesel, dan het dit groot effek. Ja, nee, so ek dink baie goed om oor nie ek kan nie sê wakker te lê nie, maar jy weet daaraan te dink, want ons sit nou met waarskynlik dan nou ek weet nie waar gaan die brandstofprys eindig nie, daar is nog 'n paar dae oor in die maand, maar op hierdie hoë vlakke kyk mens eintlik maar na onderverhalings wat weer opgemaak moet word. En sy gaan weer op. Daar is 'n eie gevaar, ons kan volgende week gesels as ons nou nader aan die einde van die maand is oor 'n spesifieke syfer. Dink jy, maar hy gaan verseker opgaan? Ja, daar was nou meer dae in die maand wat die oliepryse hoog was as wat daar was waar die oliepryse laag was. So dan het ons nou... So hy sê aanvanklik in die begin van die maand half afgekom het, en nou begin hy het half uitkanselleer, so... Dis hy. In begin van die maand was ons optimisties vir 'n lekker sny nog, maar ek dink dit is van die kaarte af. Môre is inflasiesyfers, wat dan nou... wat ek nou net mooi ding vir 'n oomblik, Junie maand se syfers is, en dan donderdagmiddag is die monetêre beleidskomitee se besluit. So dinge dit is 'n gespanne week op hierdie front. Hoorie Waldo, gaan die monetêre komitee se besluit enigstens kom ons sê Amerikaanse rentekoerse in ag neem, en
as Amerika of Donald Trump meer druk kry, gaan hulle nie dalk rentekoerse verlaag en dan is daar dinamika rondom so Daar iets. is verseker so 'n dinamika en ek dink die kans dat hulle gaan verhoog in die FSA is nou kleiner, net omdat hulle koers so fraksie laer is. So hulle sal dalk bietjie later nog sny, ons sal moet sien wat gebeur daar. Daar is 'n skoot onsekerheid. Kevin Walsh het nou nog nooit in al sy toesprake, mense gaan ontleed hierdie goed. Gesê wat is sy maatstaf van stabiele inflasie. Hy praat net die hele tyd van onderliggende inflasie en stabiele inflasie. En ouens probeer hom druk en sê ja, maar bedoel jy nou watter maatstaf van inflasie? Want hulle teiken is gestel op persoonlike verbruiksbesteding inflasie. Maar hy praat van PCE. Hy het nog nooit die woorde PCE inflasie gebruik nie. Hy hou dit lekker vaag. Onderliggende inflasie, sulke soort goed. So hy skep onsekerheid met dit. Maar ek dink die makroprentjie draai so bietjie in sy guns. Okay. So ek dink hier by ons gaan hulle kyk wat het nou met die brandstofprys gebeur. Hy was half op, toe bietjie af. Hoe lyk die inflasiesyfers? Is daar 'n tweede ronde druk op pryse? En dan in ag neem dat ons is nou weer in 'n paar weke se onsekerheid met 'n hoë olieprys wat gaan invoer in die brandstofpryse en so voort. En ek kan nie wag om jou nou op die spot te sit nie. Wat's jou gevoel vir inflasie? Ons neem hierdie nou Dinsdag op, Woensdag kom inflasie uit, so dalk as hy uitkom, sal ons weet. Dan weet ons al of ons reg of verkeerd was. Wat is jou gevoel van inflasiesyfer en natuurlik vir Donderdag se rentekoerse? Kom ek sê vir wat sê die konsensus. So ouens dink 4.7, so nog 'n knertjie op van dis 1.7 bo ons teiken. Ja, dis goed bo die teiken. Die ekonome in die breë is nie bekommerd dat daar al 'n groot deurgee van hierdie brandstofpryse is na ander pryse toe nie. Ja. Daar is net nie druk wat dit wys nie. Binne in die mandjie is dit brandstofpryse wat skuif, natuurlik nou Eskom tariewe en dit is maar die twee groot drywers. En die vraag in die ekonomie is pap. Dis wat ek nou eintlik wil vir jou vra. Vraag is, ek het nou toevallig het ek gesien, Mosambiek is nou heeltemal aan land, maar hulle vraag na mielies is ongelooflik laag, baie druk op hulle verbruikers en ek neem aan ons laer LSM groepe se druk is ook in daai selfde mandjie en dat daar groot, kon ek sê, inflasie nie noodwendig opgedruk word nie omdat ons so lae vraag het. Nee, verseker, mense is nie besig om geld rond te gooi nie, almal wag maar en kyk waar gaan hierdie goed heen. So ek dink in daai opsig is daar nie 'n groot vrees dat ander vraag in die ekonomie ook pryse gaan verhoog nie. Okay. Hierdie is 'n aanbodkant skok op as jy my sê hy gaan nou op 4.7, dan moet hulle kan amper nie daarop reageer nie. Hulle sal 'n baie mooi storie moet maak oor hoe hulle deur hierdie verhoging kyk en nie tweede ronde prysdruk sien nie, maar ons weet hulle is maar baie konservatief. Hulle hou nie van deur kyk nie. Nee. Hulle sal eerder die sneller vroeg trek en sê maar kom ons stuur 'n sein dat ons gaan nie hoë inflasie duld nie en ons het 'n baie laer teiken waarby ons wil uitkom. Nou mense kan nou hele gesprekke oor, maar was hierdie laer teiken 'n goeie idee? Ja. As ons die ou teiken gehad het, was ons nou in die middel van die teikenbaan. Lekker, kos verlaag het. Presies, daar was geen druk gewees nie, maar nou sit ons met die laer teiken. Maar ek dink as mens nou daai gesprek wil hê, die laer teiken het vir ons baie beteken hier teen einde laas jaar. Dit gaan saam met die positiewe siening van die kredietgradering, dit gaan saam met die sterker rand. Mense het bietjie vertroue gebou op die feit dat ons ernstig is oor 'n laer teiken. So ons moet maar aanhou ernstig wees oor 'n laer teiken al vat dit nog 'n reepekoersverhoging, want hierdie is en jy dink dit gaan 'n verhoging wees. As ek nou geweer teen kop sit. Ja, ongelukkig. Net 'n ja of nee antwoord. Ons mag nie sê maar nie, ons moet net ja of sê ek dink so. Okay, dit is dis nie lekker nie. Maar netto is hierdie nog steeds 'n tydelike storie. I mean, hierdie oorlog moet op een of ander manier ontknoop. Ek vertrou dit sal. Niemand wil 'n uitgerekte multi-jaar storie in die Midde-Ooste hê. Maar so onpopulêr soos in Amerika is, hopelik kan dit dalk vinniger as later uit faseer. Oorspoel na die wisselkoers, as ons dan nou ons sê scenario realiseer, ons sit rentekoerse op, sterker rand? Klein bietjie, maar ek dink nie veel nie. Die rand is eintlik redelik stabiel in die week, sê dat ons nou laasweek gepraat het, skaars beweeg op gemiddeld. So ons sit hier rondom R16.50. Ek dink die mark dink dis waar ons op lê op die oomblik. So selfs 'n klein verskilletjie op die rentekoerse dink ek nie gaan 'n groot drywer wees van randkrag. Dit gaan meer 'n
skei wees, kom ons sê as Amerika hulle rentekoerse verlaag, Ja, wat hulle die dollar dan kan laat verswak wat dan die rand amper dan kan dis versterk. reg, ja. Ek doen nie, ek gaan uit my kop uit nie vir jou kan sê wanneer is hulle volgende vergadering nie. Ek dink amper hulle slaan nou oor vir die somervakansie. Hulle sit eers weer in September. Ja, nie, want ek dink die groter effek kan amper van die dollar afkom as wat dit noodwendig van die rand afkom as ek jou reg verstaan. Dis ek dink so. Dankie Waldo. Plesier. Baie insiggewend gewees. Altyd lekker hoogtepunt vir my. Ek is altyd interessant om 'n paar scenario's bietjie uit te speel. En kom ons hoop jy's reg. Ons sal wel vir jou donderdag laat weet of jy reg is of nie. Dankie Jody. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.